Joe Blacker vanoggend by ons en ons is selfs oor 'n splinter nuwe enkelsnitte die openbaring. Goeiemôre Joe. Hoe gaan dit met julle? Goed en self. Lekker dan. Lekker. Jy's vinnig uit die blok uit volgens. Ek het al 'n bietjie rukkie afdraande gehardloop môre, so ek nou spoed. Hoor jy gaan weer vandag golf speel. Elke keer as jy by ons kuier gaan jy golf speel. Wat kom maak jy dit weer? Julle maak asof dit 'n sonde is wat ek doen. Nee, maar Mag 'n mens soveel golf speel? So as iemand my begin boek vir 'n show 7:30 op 'n Dinsdagoggend het ek gesing, maar nou boek niemand my. Hoor jy nog? So, nou, Mens kan nie golf teen 'n muur speel nie. Nee, Soos tennis nie. Jy speel dit saam met mense. en jy kan ook nie regtig alleen golf speel nie. Dis soos Nee. om McDonald's toe te gaan vir 'n slaai. ja, dis presies. En golf is omtrent bietjie gesonder dink ek is dit. Maar anyway. Ek kry my steps in. Ja. Vertel vir my, sal wie vandag golf speel? Danny Smoke, Hamilton Wessels, Cornell. So nee, ons is 4 ouens, maar ek maak geld. Op 'n Dinsdag as ek teen hulle golf speel, maak ek geld. Hoe is jy die ek nou net vra wie is die golfer uit die klomp golfers? Nee, Hamilton is eintlik hier. O. Nee, daai ou het versteekte talent. Hy hardloop 'n Comrades net omdat hy vrydag besluit dat hy wil of hy doen sulke goeters en dan gaan speel hy golf en hy skiet 'n 72. So. Okay, nee, goed. En dan Dis het hy nog lekker. so 'n impressive snor en jy weet dit sekere mense het mos alles. Party mense het wragtig alles. Ek het nie gedink hy doen dit nog in Comrades en dit ook nou nog. Ek wys jou nie. Hoorie so seker vir my. Jy kry ook nogal baie goedjies reg. Hoe gaan dit met die besighede? Want daar's 'n klomp van hulle op die rand, heen en weer op en af heen en weer. Dit gaan verskriklik. Sien jy daarom oral? Ja, ek sien jy woeker. Ja, Mens ons moet woeker. besig bly. Ons raak nie jonger nie en ons moet jy 2 tienerdogters. Ek meen daai niemand maak genoeg geld vir 2 tienerdogters. So ek doen nie Skype gear doen ons die baardtrimmers en goeters en ek doen die Rotaki tools en dan sing ek nog 'n bietjie en ek skryf musiek en ek speel baie golf. Dis maar mense moet aanhou. Hoor jy raak nou nader aan 50, nê? Nou dan 40, relax. Ek is nou is 44. Ja, maar 50 Lyk 'n dag ouer as 55. Maar, Nee, mense het nou begin pensioenfonds is belangrik nou. Ja, nee, definitief. Dis goed, woeker. Joe, as mens so kyk na jou sosiale media behalwe vir die besighede, is jy verskriklik baie op die pad. Duisende kilos tussen shows. Is dit vir jou lekkerder steeds om op die pad te wees? Eerlike antwoord, die pad het my gebreek. Jy sal sien as ek staan, ek het nie meer boude nie, ek het hulle deurgery. Maar ek dink die beloning is daai uur en 'n half wat ek op die verhoog het. Dan sit alles, dan vergeet jy hoe ver het ons gery. Ons het laasweek, ek dink 3000 kilos gedoen. Ek het hierdie naweek het ek weer 1500 gedoen. So ja, ek wens dalk moet ons belê in 'n vliegtuig. Stalke ding. As ek net nie so bang was vir vlieg nie. Anyway, nou ry ons maar. Hoor jy die openbaring, splinternuwe liedjie, vertel ons daaroor. Ja, so die openbaring is die titelsnit van 'n EP wat uitkom en dis weer lekker om musiek te skryf wat ek wil skryf. En bedoel al die liedjies wat ek wil skryf. Maar hierdie het ek gesit en die woorde het net gevloei en ek het geskryf weer saam met 'n paar mense. Openbaring het ek saam JD Mars geskryf en ek het weer 'n bietjie saam Appel geskryf en Kobus Forster. So dis weer musiek wat ek voel stories vertel. Ja, nou wag bietjie. Jy het gesê dis 'n titelsnit van 'n EP van 'n kortspeler. Wat kom wanneer kom die kortspeler uit? 3 April. 3 April. Ja. So ons het nou 'n liedjie uitgebring Storms en toe die openbaring laasweek uitgekom. Ja. En 3de, dan kom nog Hartsoek wat hart wil hê, Laat dit reën, dit maak jou 'n man en miskien is ek Barabbas. So daar's 'n klompie. Hoor jy die openbaring? Almal dink natuurlik nou aan die Bybelboek. Presies. Is dit die einde van die Bybel waaroor jy sing? Ek sing oor die begin van die lewe. Vertel bietjie. So dis 'n openbaring wat ek gekry het en ek sê dis 'n tada oomblik. So as jy hoor openbaring dink jy die einde. En nou sê ek ook en dit gaan baie dis maar ek dink almal se storie waar ons ouer word en goeters en ek het Desember het ek 'n ding gesnap van hierdie is dalk nog nie ek sien besig om ouer te word en af te typ en dalk is ek besig om te launch. Can you imagine as ek op 44 die grootste jaar van my loopbaan het. Dit kan gebeur. Ja. Dit gebeur nogal in jou 40's byt vas. Ja. 40's is nader aan 50 40's is amazing. Ja, so hierdie is ek sê miskien is openbaring nie die einde nie, miskien is dit net die begin. Dink jy ons plaas onsself baie keer in daai boksies wat ons dink, okay, jy kan dan nie eintlik verder gaan in hierdie beroep nie of jy kan nie weer oor begin nie of daar's jy drif nou maar net so half deur die lewe want ons hou onsself half terug. Ek dink ons hele lewe lank is daar 'n norm of 'n tradisie of 'n
'n standaard wat almal gestel het. Ek meen as jy op 30 nog nie getrou is nie, vra almal jou wanneer trou jy of my ouma het altyd op trou is, dat sê sy vir my jy's volgende tot ek dit op begrafnisse met haar begin doen het en nou gebeur. Nee, so ek dink die norm is hoekom het jy weet jy moet weet wat jy gaan swat. Op skool doen hulle dit al of jy moet al trou, wanneer kry jy kinders en wanneer gaan jy begin rustiger raak en ek dink daai norm sit ons in 'n rat. Ek wil daai mold breek soos dit hulle sê. Kom ons lewe totdat ons doodgaan en as jy doodgaan moet jy bly moeg wees. Soos Jennifer gesê, dit gaan oor ons hou onsself bietjie terug. Ons doen. Ons hou onsself bietjie My terug. lyf hou my terug op 44, my kop voel 30, maar kom agter ek slaat nie meer die bal so ver nie. Ek kan nie meer so lank ry nie. Daar's goeie dinge ook daar. Ja. Daar's goeie dinge dit kom. Hoor hierso sê gou vir my die liedjie self, Ja. die lirieke, die inspirasie daar agter, wat is die boodskap? Is dit daai boodskap van hierdie is die begin of is dit daai boodskap van daar is dinge wat al daar is, jy moet dit net ontdek. Ek dink presies dit is 'n oomblik van rustigheid. Ek soos jy sê, ek's besig. En ek kan nie stil sit nie. Ek is al 6:30 vanoggend hier so by julle want Ja. ek was al 5:00 of 5:30 wakker, so ek weet nie wat om met myself te doen nie. En Desember, toe ek nie so besig en ek vind myself net in 'n daai oomblik. Ja. Daai waar ek rus weer vind en dan besef ek ek geniet eintlik die stilte nou en dan en die rustigheid en dit was in daai oomblikke wat al hierdie liedjies weer gebore is. So jy geniet nog steeds die skryf. Jy geniet nog steeds jou musiek. Ek dink ek doen, ja. Ek weer die skryfproses en dis 'n hele ander deel. Ek geniet dit om dit verhoog toe te vat en jou reaksie uit dit te sien. Want na die tyd dis wat alles die moeite werd maak. Is daai boodskap op Facebook van ek het hierdie so nodig gehad. Want as ek 'n liedjie skryf, het ek in gedagte oor wat se emosie. Wat wil ek hê moet jy dink as jy hierdie liedjie luister? Dis nie 'n liedjie oor my nie, dis nie 'n liedjie oor jou nie, dis 'n liedjie oor ons. As hy by jou aanklank vind, dan moet jy weet ek het jou in gedagte gehad toe kom geskryf het. As jy nie van hom hou nie, Rian Benardi het 'n nuwe sang gedrop Vrydag, gaan luister, daai is 'n great song. Bobby het 'n nuwe ene. Maar as hy song vir jou is, dan word dit 'n tema lied van jou lewe. Ek hou daarvan. Is celebrate sommer almal se talente. Ek's mal daaroor. Dis belangrik. Joe, dankie vir die saamgesels vandag. Dankie vir julle. Dit is Joe Black. Gaan luister die Openbaring en binnekort is daar ook haar EP's. Ons kyk uit daarvoor. Bly geskakel, ons is nou weer terug.